Hallo kykers by die huis. Vandag gaan ek vir julle intro gee oor babervang op vlieg. Nou as meeste mense dink aan vlieghengel, dan dink hulle dit is baie moeilik en baie tegnies. Ek dink dit is tot 'n mate waar wanneer jy vir ander spesies hengel, soos tradisionele vlieghengel vir forel, maar wanneer dit kom by baberhengel op vlieg, is dit eintlik baie eenvoudig. So as dit kom by die gery, wat ek sal voorstel is 'n 9 voet nine-weight stok, soos wat ek hier het, met 'n gepaardgaande 9-weight katrol. Nou, toe ek begin het ek eers my 'n tweedehandse stok en katrol gekoop. Dit was die stok was ook 'n 9 voet 9-weight Explorer Voyager, maar hy het ongelukkig nou eendag gebreek. En saam met hom wat ek gehad het is die Magnum 140D, baie ou katrol. Ook 'n baie swaar katrol, so ek wou eintlik vir my 'n nuwe katrol gekoop het. Toe die stok nou breek, toe het ek vir my 'n nuwe stok en katrol gekoop. En wat ek nou het is 'n 9 voet 9-weight Explorer Procast 2 in terme van die stok, en die katrol is 'n CRX 9-weight katrol. So wanneer mens na stokke kyk, is dit beter om eintlik 'n 2-stuk stok te hê. Maar al die nuwe stokke is omtrent 4 stukke. So as jy 'n ou stok kan kry wat 2 stuk is of 3 stuk, moenie skroom om te koop nie. Wat ek hou van hierdie stok en katrol vir my, dis baie lig in vergelyking met die Magnum katrol wat ek gebruik het, is hierdie katrol baie ligter en is ook 'n baie lig stok, wat help dat jou arm nie so moeg raak nie. En vir as mens begin, koop dalk eers 'n tweedehandse stel, kyk of jy daarvan hou, en dan kan jy altyd upgrade. Ek het ook begin met 'n tweedehandse stok en katrol, en het nou hierdie nuwe stok en katrol gekoop. Alhoewel dit nog steeds 'n baie goedkoop setup is. Dit is maar entry level gear, maar sover werk dit vir my. In terme van die lyn, het mense fresh water floating line nodig, wat pas by jou stok en katrol, so 'n 9-weight lyn. So hierdie is sommer Aquanova. Moenie jou geld gemors met dierlyn nie. Dit is nie nodig om dierlyn te koop nie. Jy kan regtig maar goedkoop lyn koop. Hierdie Aquanova dink ek is R350. Al wat ek sal sê is koop 'n fresh water floating line en nie 'n soutwater floating line nie, want die soutwater floating line is te veel voor het getyper, wat kan beteken as jy gooi, dan slat jou lyn die water harder, en dan kom jy baber en hy gryp jou lyn in plaas van jou vlee. Ek het dit nou eendag gesien by Bloemhof, toe ek so 'n bietjie soos my alie gegooi het, dan kom die baber, gryp my lyn in plaas van die vlee. In terme van die leader, het ek hierso 30 pond stroft op, wat iemand vir my geskenk gegee het. Ja, die label is al 'n bietjie af, so julle kan ook eintlik sien nie. So dis 30 pond stroft wat, so gesê het, wat ek geskenk gekry het, maar dis nie nodig om dit te hê nie. Gewone 20 pond Maxima Ocean Green is ook 100%. Ek het ook altyd 'n tolletjie van dit by my. In terme van die lengte van jou leader, maak ek die lengte van my stok, so waar my leader geknoop is aan my vlieglyn is nou by die punt van my stok, en hier is my vlieg. So ja, is omtrent die lengte van jou stok. Ok, en dan as mens by die vlieg kom, mens het 'n boonste vlieg, en mens het 'n onderste vlieg. Jy bind hulle aan mekaar New Zealand style, en die spasie tussen jou boonste vlieg en jou onderste vlieg is 50 na 60 centimeter. So die vlieg wat ek nou hier op het, en hy het nou klaar nat geword, is 'n BBB, so 'n Babbage Barbel Bugger. So hy sink nie so vinnig soos jou onderste vlieg nie, wat 'n Cape Tugger is. Ja, as jy ingooi, sink die een eerste, en die ene kom daarna. Ok, in terme van vlee sal ek 90% van die tyd met 'n BBB hengel, en
100% van die tyd met 'n Kaaptagger onder. Nou, die 10% van die tyd wanneer ek nie met die BBB hengel nie, sal ek met 'n Catfish vibrator hengel. Dan sit jy hom bo en dit doen jy net as die water baie vuil is en die baber sukkel om jou vlee te kry. So as die water verskriklik vuil is, dan sal ek eerder 'n Catfish vibrator aansit. So in terme van die kleur van die vlee, ek het gewoonlik of rooi of swart vlee op. Ek is nie te veel gepla oor die kleur nie. Dit is ongetwyfeld dat babers gaan sien. Ek het nou eendag op Gariep gesien, toe die water baie vuil was en die babers kon nie ons prop of ons vlee kry nie. Jy sien hulle draai daar om, hulle kry nie. So hulle gebruik definitief sig om te jag. Maar tussen of 'n rooi vlieg of 'n swart vlieg is ek gemaklik met daai kleure en ek sal nie sommer chop and change tussen die kleure nie. Maar ek het wel verskillende kleure Kaaptaggers. Daar's 'n groene, oranje een, wit een, swart een. Maar dit gaan meer oor om karps te vang of graskarps te vang as om die babers te vang. So wat lekker is, as jy op 'n karp afkom, dan kan jy hom sommer dip met die Kaaptagger. So dan hoef jy nie jou vlieg af te byt en 'n nuwe vlieg op te sit nie, dip hom so met hierdie Kaaptagger. As ek weer daar's graskarps in die omgewing, dan sal ek gewoonlik 'n groene aansit. Ek het presies op so groen Kaaptagger nou eendag by Bloemhof waar hy 11 kg graskarp gevang. En ek sal begin die karps probeer met die rooie en as hulle nie vir die rooi gaan nie, dan gaan ek oor na ander kleure soos wit of oranje. So hoe die tegniek werk is, jy laat lyn uit jou stok uit, 2, 3, 4 meter, en dan tel jy jou stok op en jy sit hom net neer op dieselfde plek. Tel op, sit neer op dieselfde plek. So jy plons die hele tyd op dieselfde plek. So, soos ek gesê het, hierdie BBB sal nie so vinnig sing soos die Kaaptagger nie. So as hulle land, gaan die Kaaptagger eerste en dan kom die BBB. So wat ek al gesien het, is as jy langer wag tussen plonse, dan sal jy eerder die vis vang op die boonste vlieg. As jy nie lank wag dat jou vlieg sink, dan vang ek hulle meer op die onderste ene. Partymal as jy hom hoop heeltemal te lank laat sink, dan sal die baber behoor kom en as jy dan optel, dan velhoek jy hom onder. Nou, baie belangrik is dat jy moet akkuraat gooi. Jy kan eerder naby gooi en akkuraat gooi as wat jy probeer verder gooi en jy gooi onakkuraat. Wat gebeur is, as jy jou vlieg hier gooi, dan kom die baber, hy soek jou vlieg, nou gooi jy agter hom. Nou moet hy weer probeer draai en by jou vlieg uitkom. Dan gooi jy weer links, dan weet hy nou nie waar om te gaan nie. En veral daai groter vis kan nie so maklik draai soos 'n kleiner babers nie. So as jy die hele tyd rond en bond gooi, sukkel hy om te draai en om by die vlieg uit te kom. So dis hoekom dit belangrik is dat jy op dieselfde plek moet gooi. Ek het nou eendag by Bloemhof gesien, ek kon letterlik die baber sien op die oppervlak en ek het 3 keer op die baber se kop gegooi. En daai baber het nog steeds nie die vlieg gekry nie, eers die 4de keer toe vat hy hom. So is belangrik, baie belangriker om akkuraat te kan gooi as om ver te kan gooi. In terme van die gooi tegniek, dis letterlik optel, neersit. So dit is nie soos tradisionele vlieghengel waar jy moet hol en afstand kry nie. En met baberhengel tel jou stok op en jy sit hom neer. So jy laat sak jou stok se punt ook, iets wat jy glad nie doen in ander vlieghengel nie. Ek het al 'n bietjie leer op die regte manier gooi om afstand te gooi, maar kom vang ek babers, dan verleer ek weer alles, want dis heeltemal 'n ander tegniek en dit leer jou eintlik slegte gewoontes. Elke keer wanneer jy jou vlieg neersit en jy tel jou stok op, is dit 'n false strike. So gewoonlik wat sal gebeur as jy jou vlieg neersit, jy sal optel en dan voel jy daar's 'n vis aan. As jy jou vlieg lank laat los en die baber het hom, dan sal jy partymal sien jou lyn beweeg, maar meeste van die tyd tel jy op en die vis is net aan. Nou een van die baie belangrike goed met baber is mens moet saggies wees. Babers is sensitief vir klank. Selfs as jy hardloop op die kant, daai vibrasies
kan die vis voel. En as jy in die water loop, soos ek sê, mens moet saggies wees. Babers is sensitief vir klank. En dit is deels hoekom die plons werk, want daai plons roep die babers nader. So as jy babers op vlieghengel, moet jy saggies wees. Moenie vir jou maatjie skree wat aan die ander kant van die wal staan en hard loop in die water nie. Mens moet stil wees. Okay, in terme van waar mens vlieghengel, so meeste van die tyd sal dit in 'n dam wees waar daar nie 'n stroom is nie, en in baie vlak water. So die ding is, as die water te diep is, as jou vlieg ingaan, dan pendule my. So dieper dit is, hoe verder pendule my van waar jy gegooi het. So die baber kom soek hom waar hy in die water geval het en dan pendule my weg. Ook met as daar stroom is, jy gooi die vlieg op een plek en dan vat die stroom hom weg. So dit is die effektiefste in damme waar daar nie 'n stroom is nie en in vlakker water. En ek dink partymal mense sal skrik as hulle sien in wat so vlak water ons die babers vang. Partymal is dit so vlak soos 30 cm. En dit is wanneer die vlieg 'n baie groter voordeel het bo prop byvoorbeeld, wanneer die vis in daai vlak water is. Bygesê, mens kan hulle vang in dieper water, kom ek sê tot by 1,5 meter, maar as dit nou dieper as dit raak, dan raak dit bietjie moeiliker. Maar meestal vlak water teen die kant, dis hoekom mens ook stoloewer soek. So as ek op Vaaldam vang, klim ek gewoonlik op die boot en ek gaan soek 'n stoloewer waar niemand is nie. Van die babers is dan hopelik in die vlak water. As dit in 'n oord is waar dit besig is en daar mense is, dan is dit heel moontlik dat die babers daar uitbeweeg het. Mens kan hulle op daai venues vang, maar in die week dalk wanneer dit stiller is. Andersins, weet as jy nie 'n boot het, jy moet jy 'n oewer kry wat stil is, waar nie baie mense is nie, of in die week gaan wanneer dit stil is en daar nie baie mense is. Ek moet ook byvoeg, ek is nie noodwendig 'n expert op babers hengel met vlieg nie. Ek doen dit nou maar vir net meer as 'n jaar, maar in daai tyd het ek al daarom so 'n bietjie sukses gehad en ek glo as wat ek doen vir my werk, kan dit vir julle ook werk. Volgende sal ons oorgaan na die prakties en die tegniek vir julle demonstreer. Okay, nou kom ons by die praktiese gedeelte en ek gaan baie herhaal van wat ek klaar gesê het en dit is maar net om die punte huis toe te bring. So ek het my 9 voet 9-weight stok met my 9-weight katrol, met 9-weight lyn ook, freshwater floating line, in hierdie geval Aquanova, 30 pond Stroft leader, lengte van die leader is die lengte van my stok, boonste vlieg het ek 'n BBB, onderste vlieg het ek 'n Kaap Tagger, en die lengte tussen die boonste vlieg en die onderste vlieg is 50 na 60 cm. So om te begin, laat jy lyn uit jou katrol uit. Okay, en soos ek gesê het, dit is belangrik om eerder akkuraat te gooi, as om ver te gooi en onakkuraat te gooi. So hierso het ek nou 3 na 4 meter lyn uit. Dit is al amper te ver. Ek kan selfs 'n bietjie oprol en dit is genoeg. Kyk daar, dit is letterlik 2-3 meter, maar dit is ver genoeg om 'n vis te kan vang. So wat mens doen is, jy gooi jou vlieg, plons jy maar net op dieselfde plek. Elke keer wat jy jou stok optel, is dit 'n false strike. As jy te lank wag, kan dit partymal gebeur dat jou lyn sien beweeg, maar meeste van die tyd as jy jou stok optel, dan voel jy net daarso is weerstand. So belangrik, as jy gooi, jou vlee moet meer geraas maak as jou lyn. As jou lyn die water te hard slap, dan gaan die baber jou lyn kom gryp in plaas van jou vlee. Ook wat ek gesê het, mens moet saggies wees, so as jy rond beweeg in die water, wees saggies, moenie skree nie, moenie rond splash nie. En wat ek nou doen, is basies die tegniek. Jy gooi jou vlieg op dieselfde plek, en jy laat hom bietjie sink, en jy tel hom op,
en jy gooi hom weer op dieselfde plek. Soos ek gesê het, wat ek gesien het is, hoe langer jy jou vliee laat sink, dan gewoonlik vang jy hulle op die boonste vlieg. As jy hom heeltemal te lank laat sink, en hy is op die bodem, maar vuilhoek jy die vis partymal van onder af. So mens moet dit ook maar aanpas in die diepte van die water wat jy vang. So, daar gooi ek nou die hele tyd op dieselfde plek, maar as mens nou hierdie oewer wat voor my is wil deurwerk, al wat ek sal doen is, ek plons op dieselfde plek, so 3-4 keer, en dan gee ek 'n paar tree vorentoe. Dan plons mens weer net bietjie vorentoe. Okay, so daar is omtrent 5 plonse. Nou sal ek weer vorentoe beweeg en op 'n ander plek plons. En so sal ek hierdie hele oewer afwerk. As ek weer die vis is in die area, as mens hulle kan sien, dan sal ek dalk bietjie langer plons, want ek weet hulle is daar. Maar as ek nie vis sien nie en ek is op soek na hulle, dan sal ek minder plonse, net kom ons sê 3 na 5 plonse op een plek, en dan gee ek 'n paar tree vorentoe, soos nou. Okay, en soos julle kan sien, ek gooi nie ver nie, maar ek gooi op dieselfde plek. Dit is die belangrikste. En hierdie lengte wat ek nou gooi, is meer as voldoende. Die water waarna ek ook nou gooi, dit is miskien 'n halwe meter, dalk minder, en dit is ook meer as diep genoeg vir die bawers. Ja, en dit is basies die tegniek, soos ek sê, glad nie so gekompliseerd soos forelhengel en ander vlieghengel vir ander spesies nie. Dit is baie eenvoudig. Soos julle sien, laat ek my stok se punt ook sak, sodat die vlieg kan sak, wat mens glad nie doen in ander vlieghengel nie. Maar hierdie is regtig, ek dink enige iemand kan dit doen. Jy moet net die stok optel en neersit. En so plons jy op dieselfde plek. So ja, ek hoop hierdie video wys vir julle, dit is nie gekompliseerd nie. Dit vereis nie baie vaardigheid nie. Dit is nie baie tegnies nie. So ek hoop dit moedig nog mense aan om die vliegstok op te tel en bawers te begin vang, want dit is regtig 'n lekker manier om hulle te teiken. En behalwe vir dit, dis 'n baie effektiewe manier ook. Op my boot, as ek gaan vang, of enige plek waar ek gaan vang, kom die propstok en die vliegstok albei saam, want daar's 'n plek en 'n tyd vir beide. Maar ek sal ook nie sonder 'n vliegstok gaan nie. Ek het al baie gesien dat die vliegstok, die popstok outfish, ander kere outfish die popstok, die vliegstok. Maar ja, ek dink mense het beide nodig. En dit is ure se pret om hulle op die vlieg te vang. Dis dit vir vandag. Tot volgende keer.